Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Vader wat in die hemel is, dankie vir nog 'n week, dankie vir nog 'n Sondag, dankie vir nog 'n geleentheid, die voorreg wat ons het om by u voete te kom sit. Ons weet u is 'n lewendige, aktiewe God, wat u self openbaar, wat uitreik na ons toe en ons kom ontmoet hier waar ons is. Here, met die jaar wat afskop, party van ons is dalk nog rustig aan die afskop vir 2026, anders het al ander mense dalk al begin hardloop. Waar ook al ons is, wat ook al ons mee besig is, laat ons vir die volgende paar oomblikke rustig raak en laat ons menslikheid ook rustig raak en laat ons gees ook in ritme kom met u gees ritme in ons lewe, sodat ons weet ons het 'n afspraak met u. U is die lewendige outeur en waar ons vanoggend hier is om u woord oop te maak, weet ons u is ook die Here gas en u praat met ons. Dankie daarvoor. Amen. Dit is Januarie. Miskien van julle het al reeds begin werk en al daai vergaderings wat ons gesê het, ons gaan in die nuwe jaar weer terugkom daarna toe, het dalk al begin afskop. Het dalk al daai e-posse gelees as jy die kans gehad het om bietjie af te vat en jy is gebombardeer met honderde, dalk duisende e-posse. Miskien is dit die laaste week wat jy bietjie rustig kon lê en miskien is jy nou in die voorbereiding, as jy al kinders het, met die skool wat hierdie week begin. Daar's dalk nog 'n laaste paar goed wat jy moet doen. Paar inkopies wat jy moet doen, seker maak jou kinders se dagboeke, se tasse, klere, alles is reg vir die jaar wat gaan afskop. So of jy dalk die nuwe jaar in gehardloop gekom het, of jy is besig om geleidelik jouself op te warm vir die jaar wat voorlê. Die punt is, die nuwe jaar is op ons. Stefan het verlede Sondag vir ons 'n verskriklike mooi boodskap gedeel oor hoe ons God se roete kan kry en te kan maak wen vir die jaar wat voor ons lê. Ek wil egter vanoggend in ons geleentheid vandag, ons boodskap, dieselfde tree gee, maar 'n bietjie een tree vorentoe. En ek wil begin met 'n vraag. Miskien is jy iemand wat al reeds hierdie vraag in jou eie lewe gevra het, en dan is dit wonderlik. Miskien kan ons vandag saam daai vraag vra. Waarmee is jy besig in 2026? Of waarmee gaan jy besig wees in 2026? Wat gaan jou prioriteite wees? Waarop gaan jy fokus? Miskien gaan jy fokus op jou werk en jy wil daai verhoging kry wat jy laas jaar nie gekry het nie. Miskien gaan jy besig wees met jou kinders, dis dalk 'n nuwe skool, dis dalk 'n nuwe fase waar jy moet seker maak dat jou kinders voldoende goed doen en voldoende ook doen in hulle akademie, soos wat jy graag wil hê. Miskien is jy iemand wat net sê, ek wil net oorleef in hierdie jaar. Ek wil net my kop bo water hou in hierdie jaar. Wat ook al jy mee besig gaan wees in 2026, wil ek die vraag anders vra, dalk op 'n dieper vlak vra, want ek dink daar lê tog iets diepers binne daai vraag. En die vraag is, watter besig wees gaan jou lewe vorm in hierdie jaar 2026? Want ons almal is besig. Ons kan nie om dit kom nie. Of ons besig is met die werk, of met kinders, of met gesinne, of met die kerk, ons almal is besig. So dit beteken nie ons moet nie besig wees nie, maar die vraag is, dit waarmee ons gaan besig wees. Hoe gaan dit jou roete, jou rigting bepaal wat jy loop in hierdie jaar? So almal van ons moet iets doen. Of jy moet na jou baas luister, of jy moet die e-posse doen, of jy moet jou kinders seker maak dat hulle goed genoeg doen, of jy moet die kursus bywoon en jy moet jou kursus slaag soos wat jy moet doen. Wat ook al jy moet doen, is die vraag, dit wat ons mee besig is, wat se roete, wat se rigting bepaal dit? Nou soos ons by Ekerk, ons wil altyd vanuit die Bybel, vanuit God se woord, hierdie vraag beantwoord. Nou ek wil onder andere vanoggend stil staan by 3 teksgedeeltes in die Lukas Evangelie. Die rede hoekom? Jesus self in die Lukas Evangelie sê direk vir ons dat hy moet besig wees met sekere goed. So Jesus het ook sekere moeds gehad. Hy moet besig wees met sekere goed. Maar ek en jy met ons moeds, dit waarmee ons moet besig wees, vandag op die tafel sit. En ons wil vandag hoor vanuit Lukas Evangelie, wat is dit waarmee Jesus moet besig wees? En ons moet onsself vra,
is ons moet besig wees, dit waarmee ons besig is, in lyn met dit wat God van ons vra. En ons sien dit in Jesus se eie lewe en bediening. In die Lukas Evangelie praat ons van hierdie moed wat Jesus mee moet besig wees, as sy goddelike dringendheid. So kom ons gaan kyk na 3 teksverse, waar ons sien waarmee Jesus moet besig wees, sy goddelike dringendheid. Die eerste vers wat ek wil saam by stilstaan, is Lukas 2, vers 49. Ons gaan nie by die hele perikoop of die hele gedeelte kan stilstaan nie, maar jy kan gerus gaan lees vanaf vers 39 van Lukas 2. Dis vir ons belangrik, want ons sien byvoorbeeld vers 41, Jesus se ouers het elke jaar deur Jerusalem toe gegaan, om die Paasfees daar te gaan vier. Hier lees ons vers 42 dat Jesus 12 jaar oud was, en hulle het soos gewoonlik weer fees toe gegaan. So ons lees in die Lukas Evangelie van die 12-jarige Jesus, wat saam met sy ouers Jerusalem toe gaan om die Paasfees te gaan vier. Hulle vier dit, julle ken dalk die verhaal of julle kan dit gaan lees, en op pad terug huis toe, terug Nasaret toe, kom Maria en Josef agter, maar waar is Jesus? Wat jy ongehoord was nie, want dit was die hele dorpie wat 10-1 saam gereis het. Maar die punt is, Jesus is weg. En dan lees ons hier vers 46, na 3 dae het hulle hom in die tempel gekry. Daar het hy tussen die geleerdes gesit, na hulle geluister en aan hulle vrae gevra. Almal wat hom gehoor het, was beïndruk en verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe Jesus se ouers hom sien, was hulle baie verlig. Sy ma vra hom toe, my kind, waarom het jy so met ons gemaak? Jou pa en ek was dood van bekommernis, terwyl ons na jou gesoek het. Nou hier is ons kernvers, vers 49. Toe antwoord Jesus, waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Sy ouers het egter nie besef wat hy presies vir hulle probeer sê nie. Hierdie sleutelvers, vers 49, kan ons ook vertaal met iets van Jesus wat sê, hoekom soek jy na my? Ek moet besig wees met die dinge van my Vader. En dit is vir ons die eerste wegspringblok as ons na Jesus se prioriteit kyk. Dit waarmee Jesus moet besig wees. As 12-jarige kind het Jesus hierdie insig al reeds om te sê, maar ek het 'n goddelike dringendheid, ek het 'n moed. Dit waarmee ek moet besig wees, en dit is dit wat my Vader gesê het, ek mee moet besig wees. So wat vir ons belangrik is, vir my en jou vandag, is dit presies daai vraag, waarmee moet jy besig wees? Jesus sê met ander woorde nie, ek moet besig wees met wat my ouers van my vra, wat die samelewing van my vra, of wat die behoeftes is, wat die mense van my verwag nie. Nou asseblief, 'n voetnootjie, ons moet versigtig wees as kinders, en ons lees graag in en hoor graag net wat ons wil hoor. Maar dit is die hardheid van hierdie teks. Dit is die harde realiteit van hierdie teks. Dat in die wêreld waarin Jesus leef, is hy ongehoorsaam aan sy ouers. Maar Jesus sê, maar ek moet besig wees met die dinge van my Vader. Nou, wat vir my en jou belangrik is die vraag, waarmee moet ek en jy besig wees? Moet ons besig wees om ons reputasie te bou? Moet ons besig wees om daai beroep te kerf in die werk wat ons mee besig is? Ek moet by daai universiteit gaan studeer, ek moet daai rigting gaan studeer. Wat is dit waarmee jy besig is? En dit bepaal dus ook wat jy doen. Nou is die eerste waarheid wat hierdie preek vandag vir ons sê. Ons sien hier dat Jesus se identiteit bepaal sy aktiwiteite. Wat beteken? Jesus se identiteit bepaal dit wat hy doen. Jesus sê, maar ek is die seun van God. Dis net nou die dag het ons Kersfees gevier, wat nog vars in ons lywe is, wat ons besef, maar die Jesus is die seun van God, en hy is gestuur aarde toe vir my en jou as ons verlosser. En hier kom die 12-jarige Jesus en besef dit en sê my identiteit is, ek is die seun van God. Ek is gestuur deur God. Ons gaan nou weer lees met 'n spesifieke doel. Dit is my identiteit. Dit bepaal. My identiteit bepaal wat ek gaan doen. En dit is, ek moet besig wees met die dinge van my Vader. Want is my identiteit, dit is wat ek mee besig moet wees. So dit is vir ons belangrik. Want ons sê vir ons nie dat Jesus moet eers seker goed doen, om dan te wys hy is goed genoeg, of om dit wat hy doen, maak dat hy die seun van God is nie. Sy aktiwiteit, dit wat hy doen, bepaal nie sy identiteit nie. Sy identiteit bepaal wat hy doen. Dus jy daai omkeer verstaan, en ons plaas onsself in hierdie verhaal in, dan sien ons maar, ons is juist mense wat dit andersom doen. Wie van ons sê, maar ek bepaal my identiteit, of my identiteit word gevind in my beroep, in my titel,
dit wat se skool my kind is, wat se graad my kind gaan studeer, waar my kind studeer, waar ek woon, wat ek bly, wat ek doen. So jou identiteit is as te ware mensgemaakte, geprojekteerde identiteit. En jy sien daai prentjie en jy sê, maar ek wil dit hê. So ek gaan nou my paaie uitkerf en alles wat ek doen gaan maak dat ek 'n leertjie klim om by daai identiteit uit te kom wat ek graag wil hê, wil skep. En Jesus sê vandag vir ons nee. 2026 werk andersom. Wie is jy in die Here Jesus Christus? Jesus Christus wat ons verlosser is, wat gestuur is aarde toe deur ons lewende Here. Hy het my en jou 'n nuwe lewe kom gee. Dis ons identiteit. En so Stefan verlede week sê, vanuit ons identiteit begin ons optree, begin ons leef, begin ons lewens doen, ons dagboeke vul, ons aktiwiteite bou. 'n Volgende teksvers wat voortbou op hierdie Jesus en sy goddelike dringendheid, die besig wees van Jesus, lees ons in Lukas 4. 2 verhale in Lukas 4. Die eerste een is waar Jesus in Nasaret, Lukas 4 vers 16 tot 30. En dan lees ons hier waar Jesus in sy tuisdorp is Nasaret. Hy is nou volwasse, sy eerste publieke optrede. Soos sy gewoonte was, wat op die Sabbatdag in die sinagoge, en die Jode bymekaar gekom, en dit was sy beurt om voor te lees, en die boekrol van Jesaja is vir hom gegee. Dan lees ons vers 18 van Lukas 4. Jesus sê en lees uit Jesaja, die Gees van die Here is op my, omdat hy my deur salwing aangewys het, om die goeie boodskap van God aan die armes en die onbelangrikes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating van gevangenes te verkondig, asook om die blindes weer te laat sien en die mense wat onderdruk word vry te maak. Inderdaad, om die tyd aan te kondig wanneer God spesiaal sy genade aan mense gaan gee. Jesus gaan sit toe, nou kan jy dink almal se oë is op Jesus toe hy gaan sit. Dan lees ons vers 21. Jesus begin toe met die woorde: wat julle nou gehoor het, het vandag vir julle waar geword. So jy sien hier in Lukas 2, Jesus die 12-jarige besef sy identiteit bepaal wat hy doen. Nou begin ons in Lukas 4 sien sy eerste publieke preek, openbare optrede, dat die inhoud, hoe lyk hierdie aktiwiteite wat sy identiteit bepaal. En dit is eenvoudig, die Gees van die Here is op hom. Hy moet die goeie nuus van die Here aankondig, of die genadejaar van die Here, vrylating van die mense wat vrygelaat moet word aankondig, blindes weer te laat sien, om die wat onderdruk is te bevry. En hy sê vandag is hierdie 'n realiteit. So, dis ietsie moois wat ek en jy in ons wêreld vandag op 'n yskas mag net sal sit en op die deur sal sit. Vandag is hierdie skrifwoorde vervul, die genadejaar van die Here is hier. Maar Jesus se woorde bou voort vanuit sy identiteit. En meer as dit, hy doen dit ook. Nou doen Jesus dit. Nou is dit die skokkende gedeelte. Hy is in Nasaret, die mense wat hom ken, hy het groot geword by hulle. Hulle is die mense wat hom die beste ken. Hulle het gesien groot word tussen hulle. Maar hulle is die mense wat hom dan as te ware verwerp. Want dan lees jy 'n bietjie verder. Maar as jy dan nie Josef se seun nie, as hulle daag hom as te ware so 'n bietjie uit, van doen eers vir ons 'n bietjie 'n paar wonders. Wys eers vir ons dat jy hierdie gesalfde is van Jesus. So dis twee kante toe. Een, jy kan dink dat hierdie mense in die dorp vertrou nie, glo nie, ken nie Jesus se identiteit nie. En hulle kan nie sien hoe hierdie aktiwiteit, hierdie doene, die woorde wat uit Jesaja gelees het, belyn met wie Jesus is nie. Maar hulle kyk aards. Hulle kyk nie met God se oë na Jesus nie. En dan verwerp hulle Jesus. En dis die tweede waarheid vir ons boodskap vandag. Die grootste versoeking vir my en jou in ons lewe is om Jesus te gebruik om ons agendas te bevestig. Eerder as om God se agenda by aan te sluit. Laat ek dit weer sê. Wie van ons gebruik Jesus om ons agenda te bevestig? Dit is dalk dieselfde van ons identiteit. Ons het hierdie agenda, dit is waarmee ons moet besig wees in 2026, ons bepaal dit. Jesus, waar as jy kom, asseblief kom help ons, laat ons by daai agenda uitkom. Laat ons so gou as moontlik, so spoedig as moontlik, so optimaal as moontlik by hierdie agenda punt uitkom. Maar ons lees hier in Lukas 4, dit werk andersom. Ons moet aansluit by God se agenda. Want dit is wat Jesus doen.
Jesus kom sê vir die mense, ek is die een wat gestuur is. Ek is gesalf deur God. Ek is die een wat die genadejaar van die Here gaan aankondig. So vir my en jou moet ons Jesus se hakkie volg om te sê, Here, ek bring U my totale 2026. Nie net my planne nie, net my dagboek nie, maar ook my hele lewe, my hele hart. En ons derde teksgedeelte is net hierna, Lukas 4 vers 31 tot 44. Lees ons dat hy is uitgejaag uit sy tuisdorp uit Nasaret. Dan lees ons in vers 31 waar Jesus in Kapernaum aangekom het. Weereens op die Sabbatdag was hy besig en hy die woord van God verkondig. Maar hier is hy nie net iemand wat dit preek soos in Nasaret nie. Hy doen ook wonders. Daar begin dade, aktiwiteite plaasvind. Iets word gedoen saam met die prediking. En dan wat lees ons hier? Ons lees 'n man word bevry van onrein gees. Jesus genees Simon se skoonma. Hy lê hande op mense wat siek is. Hy bring orde waar daar chaos is. Hy bring vrede waar daar al lankal nie vrede is. Mense wat hoop verloor het. Maar dan lees ons iets mooi. Nadat hy hierdie lang oomblik van bediening en wonderwerk het wat hy doen in Kapernaum, lees ons vers 42 van Lukas 4. Toe die son die volgende môre opkom, is Jesus na 'n eensame plek toe waar hy alleen kon wees. Groot groep mense het egter na hom kom soek, toe hom kry het hulle alles probeer om te keer dat hy nie van hulle weggaan nie. Jesus verduidelik toe mooi vir hulle: God het my met 'n doel gestuur. Daarom moet ek sy goeie boodskap ook in ander dorpe gaan verkondig. Ek moet vir hulle gaan sê dat God se nuwe wêreld hier is, dat hy die bose kom vernietig en oor sy mense as hulle God kom heers. Jesus het toe in die sinagoge in Judea aan die mense die goeie boodskap van God gaan verkondig. Nou hier is ons ietsie moois van Jesus se bediening, as ons die vloei sien. Lukas 2, Jesus besef dat hy sy identiteit bepaal wat hy doen. Lukas 4 in Nasaret begin hy sê, maar hoe gaan hierdie aktiwiteit lyk? Hy preek dit. Maar in Kapernaum is dit al vir die hoogtepunt. Dit kulmineer om te sê, hy doen dit fisies ook, sy aktiwiteite. Dit is nie net mooi woorde nie. He walks the talk. Hy doen dit. Maar nou, as ons net pragmaties gaan vir 'n oombliekie dink, kan jy sê, maar Jesus, hoekom wil jy dan nie bly by Nasaret nie? Hier's 'n behoefte. Jy kan sê, die mense wil nie hê, jy moet gaan, jy's baie populêr. Ek sal mos nou op 'n oomblik dink, maar dis presies wat hy besig is om te doen. Hy's besig om sy agenda, wat God se agenda is, te bewerkstellig. Hy is besig om te doen wat God van hom vra. Dis in Nasaret. En die mense wil hom hou. Maar jy hoor so ietsie van die mense om te sê, ons wil U hê vir onsself. Miskien, ek lees dit in, mag daar dalk 'n selfsugtige rede wees oor hoekom die mense van Kapernaum wil hê moet daar bly. Dan kom Jesus so mooi en sê, nee, ek kan nie hier by julle bly nie. Al is hier behoefte, al is hier nood, al is ek besig om presies my aktiwiteite te doen wat God van my vra om te doen vanuit my identiteit. Ek is gestuur met 'n groter doel. Daar's 'n spesifieke rigting. Ek moet ook na ander dorpe toe gaan om hierdie koninkryk van God te gaan verkondig, want daarvoor is ek gestuur. So Jesus word nie bestuur, sy agenda word nie bepaal deur mense wat vir hom applaus gee nie. Jesus se agenda word nie bepaal deur die nood wat daar is nie. Dit word nie bepaal deur gemak nie, want dit is nou maklik in Kapernaum. Hy kan net maklik sy bediening daar plat tent opslaan as te waar sy bediening dan doen. Dit is 'n gemaklike plek. Dit werk klaar. Hoekom wil jy nou dit gaan verder vat op 'n ander plek? Want Jesus is gestuur deur God. En as jy gestuur is deur God, kan jy nie net gaan staties sit en die gemaklike roete kies nie. En dis die derde waarheid vir ons boodskap vandag. Die grootste versoeking is om te doen wat die behoeftes van die mense vra. Dit wat die mense van ons vra en ook so verwag. Eerder as om gehoorsaam te wees aan God se roeping op ons lewe. En dis wat ons moet vra in 2026. Gaan ons toelaat dat ons lewe agendas bepaal word wat die mense van ons verwag? Of gaan ons agenda, God se agenda wees in 2026? Gaan ons God se rigting inslaan? Ek wil dit as 'n ware opsom die boodskap vandag met 3 bewegings vir ons te gee. Eerste beweging. Hoe kan ons dus nou in 2026 beweeg van 'n gejaagde ek moet goed doen, ek moet goed aftik, oorbeweeg na Jesus se goddelike moed,
'n goddelike dringendheid. Soos ons gesê het, ons almal moet goed doen. Ek sê asseblief mooi, ons hoef dit nie te, ek sê nie ons moenie dit meer doen nie. Maar ons kan so maklik ons wil uitvee dan, as ons weer sien is ons soos 'n afgekapte hoender wat se kop afgekap is, ons hardloop net rond. Ons lewe dan 'n gejaagde lewe. Maar miskien jaag ons dan juist weg van die Here en sy dinge. So 'n praktiese vraag wat jy jouself moet vra. Is my besig wees vir 2026 om my identiteit te vorm of te skep? Of is dit besig om my te stuur in God se rigting? Nee, soos wat Jesus gedoen het in Lukas 2. Mag jou identiteit in Jesus Christus bepaal die plek wees vanuit waaruit jy leef. En dit bepaal waarmee jy besig is. Jou agenda vir 2026. 'n tweede beweging wat ek dink hierdie boodskap vir ons sê vandag, is hoe kan ons beweeg van Jesus wat vir my en my agenda gebruik word, na ek wat vir God se koninkryk gebruik word. Ons het gesien in Nasaret het mense gesê, maar Jesus doen eers wonders, bewys eers hierdie identiteit van jou. Kapernaum het hulle gesê, Jesus bly net hier by ons wil jou hê. Maar Jesus se identiteit, sy roeping, sê maar ek moet na ander dorpe toe ook gaan. Daarvoor is ek gestuur. Wat beteken dit? Jesus is nie net daar om ons lewe, jou lewe gemakliker te maak nie. Hy is nie daar om by jou agenda in te pas nie. Hy is daar om ons lewe te heroriënteer Godwaarts in God se rigting. So vra jouself af, 2026, waarheen stuur God jou? Waarheen stuur God jou in jou huwelik, in jou rol as ouer, in jou familie, by die werk, by jou vriende, by jou digitale persoonlikheid? Elke interaksie wat jy het, hoe is God besig om jou te gebruik, om God se agenda 'n realiteit te maak? Derde beweging vir 2026. Hoe kan ons beweeg hierdie jaar vanaf 'n suksesgedrewe ritme na 'n geesgedrewe ritme? Daar's Lukas 4 in Kapernaum vir my baie mooi beeld. Jesus dien die mense kragtig, vanuit sy identiteit doen hy hierdie optrede en hy is besig met God se agenda. En die skare raak groot en wat doen Jesus? Hy onttrek. Hy gaan spandeer tyd met die lewende Vader om te herfokus en dan te besef, maar dit is wat ek moet besig wees met God se agenda. En ek heroriënteer en sê, maar ek moet ook na ander dorpe toe gaan. So hoe kan ons besluite, koninkryksbesluite maak in 2026, wat by God se agenda aanpas? Ons deel is van God se agenda, eerder as ons eie. Ek sluit af met 'n uitdaging as te ware. Om te sê, hoe kan ons 3 oomblikke inbou in ons lewe in 2026, om hierdie roete, rigting van Jesus te leef in 2026, om deel te wees van God se agenda. Eerstens, hoe kan ons 'n daaglikse Nasaret oomblik hê? Nou wat ek beteken, elke dag vra, Here, wat is vandag u goeie nuus vir my? Ons vra so maklik, wat moet ek doen vandag? Nee, maar eerder, Here, u is teenwoordig elke oomblik van elke dag by my. Wie moet ek wees daar in u teenwoordigheid, in die konteks waar u my geplaas het? Met ander woorde, wie is ek? Here, wat is my identiteit? En hoe wil jy moet ek optree vanuit my identiteit in die konteks wat u my geplaas het om in te wees? 'n daaglikse Nasaret oomblik. Om myself te herinner wie jy is, jou identiteit in Jesus Christus. 'n tweede oefening is hoe kan ons 'n weeklikse, ek praat van 'n Kapernaum oomblik inbou. Wat beteken? Hoe kan ons sigbare oomblikke inbou, intentioneel in ons geloofslewe, om God se koninkryk sigbaar te maak? Hoe kan jy in 'n week sê jy gaan versoening bring? Hoe gaan jy intentioneel wees om barmhartig te wees? Hoe gaan jy intentioneel wees om vir iemand te bid? Hoe gaan iemand prakties help? Hoe gaan jy 'n stem van hoop wees vir mense wat se stem gesteel is en daar's nie meer hoop oor nie? 'n weeklikse Kapernaum oomblik. En dan laastens 'n maandelikse Lukas 4 vers 43 oomblik. Die vers wat sê, ek kan nie by julle bly nie, ek moet ook na die ander dorpe toe gaan om die evangelie van die Here Jesus Christus, die koninkryk van God te gaan verkondig. So, boek in jou dagboek 30 minute 'n maand, elke maand en vra, Here, waarheen stuur u my? Wat is die
ander dorpe as ons die Lukas 4 vers 43 vertaal in ons eie lewe? Wat is die ander plekke waartoe ek moet gaan, wat u my moet stuur om u rigting te wees, om u agenda 'n realiteit te maak, om deel te wees van u agenda, om u rigting in te bou? Want miskien raak ons gemaklik, miskien kies ons om te bly in ons Capernaims, want daar's 'n behoefte en is maklik en ons moet nie die onbekende ingaan nie. En miskien is dit juist daar waar die Here ons na toe stuur, om ons agenda op sy te sit en dit te vervang en deel te wees, in te koop by God se agenda. Sluit af. So dan begin gevra, waarmee gaan jy besig wees? Is jy besig in 2026? Mag ons vandag saam met Jesus sê, ek gaan besig wees met die dinge van ons lewende Here, met die dinge van ons Vader. Dalk is dit nie altyd perfek nie, maar jy hou aan beweeg. Dalk is dit nie altyd sterk en vol hoop en moed nie, maar weet die Here is by ons en hy is daar om ons te dra terwyl ons op sy pad in sy rigting loop. Dit is nie altyd helder of ons die regte rigting loop nie, maar mag ons altyd besef dat die lewende Here is by ons, sodat hy ons herinner aan hierdie hemelse, goddelike agenda, sodat ons kan inkoop en deel wees om God se koninkryk in 2026 in Suid-Afrika, in die wêreld, waar ook al jy is, 'n realiteit te maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om u woord oop te maak en u te ontmoet. Heer, u is nie 'n ver God nie, u praat nie in kodes nie, u praat nie in geheime nie. Maar Heer, dankie dat ons ook kan bely dat u seun, ons verlosser deur Jesus Christus vir ons gebore is. Meer as net dit is hy ook vir ons 'n voorbeeld van iemand wat doelgerig 'n goddelike dringendheid leef, iemand wat sy hele lewe in lyn was met u agenda, en u rigting in te loop. Here, mag ons ook saam met Jesus hierdie rigting loop in 2026, om ons agendas in te ruil, te vervang vir u agenda. Mag ons konstant herinner word aan wat is die rigting, wat is u agenda, die rigting wat u wil hê ons moet uitloop, leef. Mag ons vanuit hierdie identiteit wat u vir ons kom gee het, leef. Mag ons optredes, ons dade, ons aktiwiteite doen vanuit ons identiteit, vanuit wie ons is in u, eerder as hierdie geprojekteerde opsomming, projeksie van wat ons graag wil hê. Meer as dit, Here, mag ons ook geestelike ritmes inbou, wat u ritmes is. Om konstant herinner te word aan die rigting wat ons loop, mag ons dit belyn met u rigting, om ook so in 2026 'n jaar te maak wat ons u verheerlik in elke oomblik, in elke sekonde wat ons die lewe doen. Here, u ken ons harte, u is saam met ons deel van hierdie roete. Dankie dat u ons nie alleen los nie. Dankie dat u saam met ons hierdie roete loop. Dankie dat ons agter u kan aanloop in die konteks in die wêreld waar binne ons is. Vra dit in u groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe, en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.